Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship, and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Bou die ark gaan in, Noah glo in God. Fonteine van die groot watervloed breek oop. Sluise van die hemel is geopen. Soos in die dae van Noach, die vuur daal neer. Aarde word vernietig, alles is verby. Wees geduldig, toegewyd skoon, gees, siel en lichaam, tot by die wederkoms. Dit is naby, die oesdag, die laaste dag. Die landbouer wag vir die vrug, die insameling. Die oesdag, wees getrou, bly rein en heilig. Wees geduldig, toegewyd skoon, gees, siel en lichaam, tot by die wederkoms. Dit is naby, die oesdag, die laaste dag. Bassein, nie voor die tyd, tot op die dag. Die eerste opstande, dode staan op, lewendes word verander. Wees geduldig, toegewyd skoon, gees, siel en lichaam, tot by die wederkoms. Dit is naby, die oesdag, die laaste dag. Wees geduldig, toegewyd skoon, gees, siel en lichaam, tot by die wederkoms. Dit is naby, die oesdag, die laaste dag. Goeienaand en hartlik welkom by die Duck Facebook radiostasie. Nou, dit is woensdag aand en jy is ingeskakel by ons Bybelstudie. Nou, ons het so 'n bietjie 'n nuwe skedule. Ek gaan nou die Afrikaanse Bybelstudie behartig 1 keer 'n week, woensdaande. So dit is waarom jy my vanaand in Afrikaans hoor en ook op 'n woensdag. Ek gaan vir julle nou vertel, soos wat meer mense inskakel, wat is die hele saak. Maar nietemin, jy is welkom, asseblief deel die boodskap na jou Facebook tydlyn toe, na jou WhatsApp status. Na die tyd laai ons boodskappe, ons Bybelstudies, alles wat ons hier uitsaai, lewendig op Facebook, laai ek ook op my YouTube kanaal met dieselfde naam, die Aanlyn Kerk, die audio en die video ook op ons Telegram groep. So as jy, daar's verskeie platforms, as jy na die tyd die boodskap wil luister of wil kyk in video of luister in audio, daar is die verskeie platforms. Kontak ons as jy nog nie aan behoort nie, sodat ons vir die nodige skakels kan stuur, sodat jy ook bemoediging en hoop kan kry. En ook as jy het vir iemand anders wil aanstuur, jy is meer as welkom. Ons bediening kan nie geslote wees nie, dit moet 'n bediening wees sonder grense, mure. Dit moet net uitgaan sodat die woord van die Here verkondig kan word reg oor die wêreld in elke huis waar dit moontlik kan. Nou ja, soos julle gehoor het in die begin, ek sien daar's heelwat al van u ingeskakel. Ons het ons program so 'n bietjie geherskeduleer
En natuurlik wil ek julle weer eens bietjie nuuskierig maak oor die jeugbediening. Nou, ek kon net hierdie saadjie so bietjie gesaai, toe ons die laaste daar by hulle gekuier het, die naweek toe ons aan vir Rian gedoop het. Dit is iets wat al lank in ons hart kom, jy weet, in die begin het ons so ietsie gehad, en as gevolg van baie dinge het dit nie voortgegaan nie. En op die einde van die dag, dit is wat die woord ons ook leer, baie keer moet 'n ding sterf, sodat iets anders te kan lewe. Nou ja, die Here het weer eens met ons kom praat, deur ons suster Konet, hoorie, wat van die jeugbediening, wat van die jeug? En dit is so ons ook moet verstaan, dis hoe die Here ook baie keer met ons praat, ons bid oor sake, dinge in ons hart, dan kom maar baie keer 'n mens ons pad verby. Sonder dat hulle baie keer weet, is die gees van die Here wat hulle lei, en dan werk daai saadjie, want as dit die woord is, dan sal hy saadjie in die hart gesaai word, en dit sal groei. Nou ja, dit het al gegroei, die eerste blaartjies is al uit, die vrug is al daar. Nou ja, dit is harde werk op die stadium van Karen se kant af, nommer 1, wat die jeugbediening, ek gaan nie sê presies wat dit is nie, wat die jeugbediening moet skryf, dis al wat ek nou sal sê. Maar wanneer u wel Sondag aand 6uur gaan inskakel, gaan u presies verstaan wat ek sê en waarom ons reëlings maak, soos wat ons maak, want dit is die kinderbediening op die stadium op pas skouers, nou die jeugbediening, nou die een verg net soveel aandag en tyd soos die ander ene, en so ja, sy is druk daarmee besig, en dan ook gaan ons dit Sondag aande 6uur uitsaai vir ons jong mense, en natuurlik, jy moet ook inskakel, sodat jy ook kan sien wat die jong mense kyk, en dat jy ook daarby kan leer, en bemoediging en aanmoediging kan kry. Dit is in Afrikaans, so saai het in Afrikaans uit op die stadium, ons maak het in Afrikaans, so dit is waarmee ons gaan afskop op hierdie stadium. Is dit nie amazing nie? Ek wil hier net opgewonde kry, en bly bid asseblief baie ernstig vir Karen, en dan ook hierdie het wat aan die ander kant help om die visuals te doen. Nou, Anneke help ons met die kinderbedieningse visuals, so daar's 'n hele span al aan die gang met hierdie saak, en ek wil vir u aanmoedig, as u sal sien wat dit behels, en as jy ergens 'n las kan afval, nie 'n las bysit nie, 'n las kan afval, en jy het 'n voorstel, en jy wil jou gewig ingooi, nadat jy baie dinge gesien het en beleef het en iets praat in jou hart, wil ek jou uitnooi, kontak ons, dan kan ons ook 'n pad saam met jou stap en met jou ook gesels. Nou ja, so ons nuwe skedule is, ons gaan ook nie maandagoggende Bybel lees hê nie, ons het dinsdagoggende Bybel lees, 5:30, bid 5:10, en dan Bybel lees 5:30, Karen gaan nog steeds die Bybel lees doen. Woensdae aande het ons Bybelstudie net in Afrikaans op hierdie stadium, ek sal nie 2 kan behartig op die stadium nie, want ook daarmee saam, sit ons ook maar koppe saam en so aan met die jeugbediening, maar sy vat natuurlik 99% van die las, en dan het ons donderdag en vrydagoggende, het ons Bybel lees, so môreoggend gaan ons wel Bybel lees hê, dan soos wat dit die Here lei, het ons Saterdagoggende 6uur, musiekuur plus, dan stuur jy jou gunsteling lied vir my in vir die week, of die een wat in jou hart praat, wat jy graag wil hê ons moet speel op die lig, dan doen ek dit, en dan Sondagoggende 8uur, bly ons by ons normale 8uur byeenkoms uitsending. Ja, die jeugdige oumas kan ook baie leer by die jeug, so asseblief, almal is welkom om in te skakel, 6uur, het is nie uitsluitlik vir die jeug nie, maar die oogmerk is ook om ons jong mense te bereik, so mamas, papas, ooms, tannies, neefs, niggies, as jy dit kyk, en jy ken ook familie en vriende en kennisse, wat baat gaan vind by jeug, wat ook jong mense het, jy kan dit kyk, sodat jy kan sien waaroor dit gaan, en dan kan jy dit ook aanmoedig en ook aanstuur. Onthou net alles in ons bediening, of dit die liedjies is, of dit die bedieninge is, maak nie saak wat dit is nie, stuur dit aan indien dit is, indien die mense ontvanklik is. Maar ek wil jou ook een ding leer, so tussen deur alles, niemand mag dit mis nie, dit is baie opgewonde. Marlies het gou vandag bietjie kom inloer, sy het vir Carissie vir wiskunde klasse gevat, te loer gou, sy gaan in, sê ons moet nie te veel sê nie, want sy wil
Sondag sien en sy wil opgewonde wees om dit te sien. So asseblief moedig almal aan daarvoor. En ek wil jou aanmoedig, as jy wel ons boodskappe na iemand toe deel en mense, en dis wat die Here hierso sê, as iemand nie daai vrede wil hê nie, as jy weet daai persoon is opstandig en kwaad en omgekrap en omdat jy vir hom ons boodskappe stuur, bly hy nou vir jou allerhande ander snaakse goed stuur, dan sê die woord moet jy ook wys wees. Want daar is 'n verskil tussen wysheid en luiheid en om nie betrokke te wees of om betrokke te wees nie. So, ons moet ook wysheid aan die dag lê. Jy het die gees van die Here. As iemand die boodskap bly verwerp, hy bly opstandig, hy wil dit nie aanneem nie, of hy bly vir jou verkeerde goed stuur as gevolg van die feit dat jy hom die regte ding stuur, beoefen die wysheid van God. Omdat nie die Here Jesus het ook, as die vervolging daar was, as die verwerping daar was van so 'n aard, dan moes hy ook partykeer aanbeweeg het uit een dorp na 'n ander dorp. En ons moet dit ook so verstaan, as ons kyk na Jesus se geboorte. Toe Herodes besluit het hy gaan al die seentjies doodmaak. God kon vir Jesus die babatjie en Maria en Josef in Israel bonatuurlik bewaar het. Maar tog het die Here vir hulle gesê, gaan Egipte toe en bly daar totdat jy natuurlik die gevaar weg is. Nou, dit is die moontlikheid dat dit wat, en ons weet Herodes was 'n wreedaard gewees in sy tyd, hy was nie 'n sagte man gewees, 'n sagmoedige mens gewees nie, die geskiedenis leer dit ook vir ons. En ons kan verstaan, hy het seker in elke liewe gaatjie gaan krap wat daar is, om babetjies in die hande te kry. En daarom het die Here gesê, gaan Egipte toe. Op daai oomblik was dit 'n wyse besluit van God se kant af, kom weg. Die Here Jesus sê ook, ons moet ook wys wees. Die mense bly verwerp, bly verstoot, beoefen wysheid. Goed, so ons moet ook wysheid aan die dag lê in baie opsigte. Ek gaan nie vir my buurman elke dag van die Here vertel, as hy dit bly verwerp, bly sleg sê en so aan, en die Here sê, as dit gebeur, jy hou op, skei die stof van jou voet af, jy bly natuurlik bid, en ons moenie hier eers oor argumenteer, of eers wat ook al nie. Ons moet bly bid vir almal. Hy sê, bid vir alle mense, of dit jou vyand is, en of dit hooggeplaastes is, of dit familie is, of dit vriende is, ons moet bly bid, sodat siele gered kan word. So ons hoef nie eens daaroor te debatteer nie. Die beginsel wat ek in die oordra, mens moet ook wys wees. Goed, so, en die Here Jesus sê, wees versigtig soos die slange, maar behou jou opregtheid soos die duwe. En dit is belangrik om dit te verstaan. Nou nietemin, so 'n bietjie inleiding, net om met u te gesels oor 'n paar algemene dinge. So ek glo u is baie opgewonde oor Sondag aand 6uur. Ons glo dit gaan Sondag aand 6uur wees. Karen en Red werk baie hard hier. Dit is non-stop. Dit is 'n groot projek wat hulle aangepak het en ons glo die Here gaan hulle help en wysheid gee om dit wel te kan doen, want AI partykeer wil nie saamwerk nie, want hulle voel partykeer dit wat jy mens Bybels uitbeeld is aanmoediging vir geweld of wat die geval ook al mag wees. So jy moet dinge op 'n ander manier stel en praat sodat dit nog steeds die ware verhaal na vore bring. So bid ook dat die Here vir hulle die wysheid gee om dit reg te stel sonder dat enigiets verander word ook in daardie opsig. Maar ek wil net vir sê, Karen skryf alles wel. Sy vra nie vir AI om enigiets te skryf nie, want ons is nie besig met die wêreld en wêreldse dinge nie, ons is besig met God en sy koninkryk. Hy gee vir ons die wysheid en dan het ons net die hulpmiddels ook van die rekenaar nodig om so 'n bietjie dit vir ons mooi te kan maak. Sal definitief klaar wees, sê Red. Haha, dit is super cool. Oh. Nou die ander, as Karen aangegaan het, sou sy aangegaan het, dan sou gedeernag het. Toe sê ek, wow, waar kom? Kom ons kom net bed toe, môre gaan ons vars, ons begin weer vars. Kom ons bid ook net weer, soek die Here, want anders raak het naderhand eie krag. Halleluja. Nou voordat ek aangaan, vanaand praat ons soos gees, siel, liggaam. Ons het al geweldig baie gepraat in ons Bybelstudie reeks oor gees, siel, liggaam, en natuurlik heel eers by die wedergeboorte, want as 'n mens sekere punte en beginsels nie verstaan van gees, siel en liggaam nie, gaan jy as wedergeborene ook nie gees, siel en liggaam verstaan nie. Want net jy hoef nie gees, siel en liggaam te verstaan nie met jou hart vir die Here gee nie. Ek het
geen benul gehad van die gees, siel en liggaam, geen kennis gehad van die Bybel. Nogtans het ek my hart vir die Here gegee. Die Here het hom besny en soos wat die tyd aangestap het die Here my geleer vanuit sy woord uit wat met my gebeur het en al die klas van ding, sodat 'n mens standvastig en onbeweeglik kan wees en weet dat dit wat met jou gebeur het, was wel 'n geestelike saak en dit was 'n geestelike realiteit gewees, dit was nie 'n fantasie gewees nie. Nou kom ons bid lekker saam. Vader, ek wil U net loof en prys en eer en verheerlik. Dankie vir die liefde, genade, barmhartigheid en heerlikheid van U. Dankie Vader dat ons altyd na U toe kan kom vir die genesing van ons liggame, vir die voorsiening in ons tydelike sake, vir wysheid om dinge te kan behartig. En terwyl ons hieroor bid, wil ek sommer bid vir Karen, my vrou, en ook vir die het Vader met die jeugbediening. Hulle het 'n groot taak op hande. En ek wil vra dat U hulle asseblief sal leiding gee, wysheid sal gee, Vader insig sal gee en sommer net hulle hart en verstand sal oopmaak dat hierdie tegnologie ook saamwerk. Vader, ek kan soveel getuienisse gee van tydelike dinge wat nie wou werk nie, en dan raak 'n mens net kalm en mens bid, en die volgende oomblik het jy daai wysheid. Vader, soos wat jy die wysheid vir Anneke gee, ons wil vir haar ook bid, dat jy vir haar ook die wysheid sal gee. Ek weet ook, Vader, sy bid en soek U vir elke saak, is nie vir haar ligtelike saak nie. Vader, om my kinderbediening te doen is vir haar saak van erns, Vader. Sy maak dit 'n bediening, sy maak dit 'n roeping, Vader, en sy het dit vasgemaak, en daarom doen sy dit met soveel ywer. En so weet ek, Red presies dieselfde, my vrou presies dieselfde, en almal wat dalk medewerkers sal wees in hierdie saak. En ons wil U loof en prys vir die een wat kan saai, en die een wat kan nat maak, en U wat kan laat groei. En ons wil bid dat hierdie saak ook sal groei tot 'n groot boom, dat daar baie vrug hier vooruit sal kom, en dat baie dit kan geniet. Want Vader, dit wat hulle doen, doen hulle verander. Dit verryk hulle eie siele, dit verryk hulle self, maar dit verryk ook ander. Dit bereik kinders, Vader. Baie keer dink ons, hoe kan ons mense bereik? En dit is baie keer meer, hoe sê hulle, satisfying as jy voor iemand staan en jy bedeel met hom die evangelie. Maar is nie so satisfying as hy bitter na vore kom en hy bitter geaardheid word geopenbaar en jy word verwerp nie. Maar as die heerlikheid is iemand wat aanvaar, maar nietemin hulle bereik deur dit wat hulle doen, honderde en duisende mense. As ek net sien met die liedjies, hoeveel duisende word bereik en hoeveel se harte word aangeraak. Mense kry sommer hoop in die lewe, Vader. En ek wil vir U baie dankie sê, dat U ons bly inspireer ook met die liedjies, met al die dinge wat so op 'n mens afkom. Dan los jy so 'n bietjie die een ding om die ander ding net op te tel en die gang te kry, dan vat jy weer hierdie ding, en so moet 'n mens tussen al die dinge beweeg, en ons het U wysheid nodig om alles te kan doen en te kan behartig. Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir al die liefde. Ek wil vir klein Boetakie bid. Hy is nou wandry, Wallies en Deborah se nuwe seentjie se seentjie. Nuwe seentjie. Prys die Here. Ja, hy is nuut in hierdie wêreld. Vader, so vra bewaar hom ook in gesondheid en gee vir mamma en pappa die wysheid om dit te kan hanteer, en vir Sissie, Vader, wat ook met partye maar bietjie jaloers is op Boetjie. Verskriklik lief vir Boetjie, maar ook maar bietjie jaloers. Gee vir hulle die wysheid om alles te kan behartig en vir Sissie kalm te kan maak, vir Dewaney en vir ons wat in die dag na Boetjie moet kyk, Vader, gee vir ons ook die wysheid en die insig om dit ook te kan doen. En so dat daar's baie mammas en pappas vanaand wat wysheid nodig het, of hulle pasgebore babietjie het, en of hulle kinders het wat al getroud is met kinders, hulle eie kleinkinders. Ons het almal die wysheid van U nodig om alles te kan behartig, volgens die reinheid, die heiligheid, die insig van U heilige woord. Vader, lei my vanaand, sodat U ook hierdeur verheerlik kan word in Jesus naam. Amen. Hey, wat 'n lekkerte, wat 'n heerlikheid, wat 'n opgewondenheid om so iets vir die Here te kan doen. Nooit het ons gedink, toe ek tot bekering gekom het, en ek het straatwerk gedoen en van huis tot huis geloop en die strate op en af geloop, dat die evangelie gaan eendag op so 'n manier uitgedra kan word. Want as jy nou deurklop en hy ou wil nie oopmaak nie, of 'n hond storm op jou af, dan moet jy maar pad vat. Maar met die selfoon, as hy hom oopmaak, is jy in sy binnekamer, jy is in sy huis. En hy het die deur oopgemaak, en ons bid dat daar baie deure sal oopmaak, dat hierdie bediening ook wel baie kan bereik. Nou ja, vanaand praat ons oor gees, siel en liggaam.
Ons inleidingsliedjie het sommer so iets van alles gedek, en het gaan maar hoofsaaklik dat ons moet gees, siel en liggaam rein en heilig wees by die wederkoms. En ek wil gou vir ons die skrif lees, dan wil ek gou met u praat oor gees, siel en liggaam. Kom ons lees gou 1 Tessalonisense, en ek gaan gou soontoe blaai. 1 Tessalonisense, nie blaai nie, klik. 1 Tessalonisense 5 vers 23, ek gaan dit ook vir ons op die skerm sit, dat jy lekker saam met my kan lees. Dit is eintlik so 'n lekker gedeelte rondom hierdie saak. En kom ons kry gou die skrifte, en ek kry gou die tegnologie dingetjies hierso reg, dat ons almal mooi kan sien waar trek ons. Ek lees uit die Afrikaans 1933-53 vertaling. As jy dalk wou geweet het, ek het dit wel ook op die skerm in klein skrif regs onder. Nou kom ons lees gou die skrif. Nou, nommer 1, kom ons lees vanaf vers 19, die kernvers is vers 23, en ek gaan lees tot vers 24. 1 Tessalonisense 5 vers 19, blus die gees nie uit nie, verag die profeseë nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberustig bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. En ek gaan van hierdie punt af direk oorskakel na 'n lied rakende hierdie vers. Mag die God van vrede jou volkome heilig maak, gees, siel en liggaam rein voor hom tot by die wederkoms. Die Vader word dan geopenbaar vir die eerste keer, sy heerlikheid en wrake neem. Vir die wat oorwin heerlikheid en krag, vir die ander wraak en volheid van sy mag. Vir die wat oorwin heerlikheid en krag, vir die ander wraak en volheid van sy mag. Mag die God van vrede ons bewaar in sy heerlikheid, gees, siel en liggaam volkome tot by die wederkoms, die seën en krag en majesteit, die heilige saam met hom, om die dood vir ewig te oorwin. Alle moeite, pyn en smart vir ewig en altyd. Mag die God van vrede ons bewaar in sy heerlikheid, gees, siel en liggaam volkome tot by die wederkoms, vir die wat oorwin heerlikheid en krag, vir die ander wraak en volheid van sy mag. Sy prys die Here. Nou hierdie lied is geskryf soos julle gehoor het uit 1 Tessalonisense 5 vers 23. Nou die groot saak is, ons moet onberispelik bewaar word tot by die wederkoms. Nie 'n dag voor die tyd nie, nie 3 maande voor die tyd nie, tot op die dag van die wederkoms. Dis belangrik. Maar waar die confusion inkom, die verwarring baie keer is om te verstaan wat is gees, siel en liggaam. Nou ja, ek weet daar is baie interessante en vreemde verduidelikings rondom hierdie. Die eerste keer toe ek nou eintlik as bekeerde persoon werklik waar half gekonfronteer was, nie gekonfronteer was, het was 'n pastoor wat eintlik
dit by homself wou uitgeredeneer het, en ek was saam met hom, ek het ergens heen saam met hom gery, moes een of ander part of 'n ding gekoop het van 'n yskas of iets, of 'n wasmasjien, maak nou nie saak nie, en ek kan onthou tot vandag, dat ek het hom laas in sy bakkie gesit, en hy het vir my gesê, Stanley, gees, siel en liggaam. En hy het daar 'n verduideliking gegee, en hy het gesê, hy dink dit is dit, en hy dink dit is dit, en hy dink dit is dat, en ek het tot op daai punt, en ek meen, dis nou praat ek nou van jare na my bekering, ek was al getroud, kinders, ons in Pretoria gebly, ensovoorts. En mens praat oor, en ek het geweet van jou siel, jou innerlike mens, jy moet jou hart vir die Here gee, en ek het geweet, dit is iets geestelik, maar ek het niks meer daarvan gemaak as wat ek daarvan lees nie. Ek het verstaan, ek het 'n liggaam, ek het 'n siel, die siel moet gered word, en dit is die kort en die lank van, en dit is soos die meerderheid van ons het wel so verstaan, wat absoluut niks daarmee verkeerd is nie, maar ek kan vir jou sê, as jy gees, siel, liggaam werklik waar verstaan, is asof jou geestelike fondasie, daai sekerheid net nog sterker raak. En daar was die saadjie al gesaai, en vir jare het ek nou nie eintlik baie my daarin gesteer, vir lank nie baie daarin gesteer nie. En soos wat die tyd aangaan, en daarna was ek nogal deur redelike mense, en selfs bedienaars, half amper gekonfronteer oor die saak, of eintlik hulle opinie gehoor, hulle stelling gehoor. En soos die jare aangegaan het dit ontwikkel, en natuurlik op 'n stadium het dit vir my begin sin maak, en ek deel dit met my vrou, en dan kyk sy met sy groot vraagtekens aan, dan sê ek, Stanley, het hom nog nie, jy moet teruggaan na die drawing board toe. Nou ja, dit is nou oor jare wat hierdie saak kom, so in ons Bybelstudieles vanaf die wedergeboorte, gereeld praat ons oor gees, siel, liggaam, verduidelik die rokke van vel, maar op 'n stadium te besluit ek daar sekere aspekte wat ek deur die hele Bybelstudie nie gedek het nie, wat ek graag in hierdie gedeelte wil dek. Daarom noem ek dit gees, siel en liggaam. Nou die groot ding is van gees, siel en liggaam. Jy sal sien op ons die eerste 2 bladsye van jou handleiding, as jy so 'n bietjie oopmaak op jou handleiding, daar is ook onder andere opskrif die hoor siel. My vrou het vergeet ek het dit geskryf. En sy lees, hoor, sy sê, wat is dit nou? En nou waar dit gaan, hoekom ek daai eerste 2 bladsye so geskryf het, is net om vir u te verduidelik, dat selfs die wêreld en alle vreemde godsdienste, volgens ons nou vreemd, ander godsdienste, het almal 'n begrip van een of ander geestelike wêreld. Party sal dit selfs noem 'n sielewêreld. En so daar is 'n bewussyn, 'n bewustheid van iets groter as hierdie aardse liggaam. So dit is al wat ek in daai eerste 2 bladsye vir julle wou deurgegee het. En dan kom ek by die onderwerp van die gedagte van die hoër en laer siel, want baie beskryf dit as 'n hoër siel en as 'n laer siel. Nou baie, en nou as ek weet nie of jy al gesien het, ek wil dit net noem vir interessantheid, net om so 'n bietjie aandag te prikkel. Hierdie, jy kry mos so 'n ronde sirkel, en as hy in 2 gedeel swart en wit, maar as dit nou so snaakse squiggly in die middel, dan as die een kant swart, die ander kant wit, dis nou die yin-yang, dit is nou die boeddhistiese, Chinese boeddhistiese beeld wat hulle uitbeeld, het 'n slegte kant en het 'n goeie kant, soos wat hulle dit noem. Die swart kant is jou slegte of jou negatiewe kant, en die goeie kant is jou positiewe kant. Nou die doel van hulle meditasies godsdiens, is om die slegte en goeie so te balanseer, dat jy nie rat uit hardloop na die een kant toe, of rat uit hardloop na die ander kant toe, as ek dit so kan stel. So die maklikste manier om dit te stel. Nou, selfs in die wêreld, as ons kyk na die totale sekulêre wêreld, het ook die min of meer dieselfde idee. Ek weet nie of jy al hierdie kinderflieks gekyk het met die cartoons, en nee, wel, seker nie die kinderflieks, ek dink ek het een keer, 1000 jare terug, want ek het baie jare al as fliek gekyk. Een keer 'n volwasse fliek ook gesien, dan sit die duiweltjie op die een skouer, en die engeltjie sit op die ander skouer. Dis natuurlik glad nie God se engel en die werklike Satan nie, maar dis nou hulle voorstelling. So net om vir te wys, die wêreld het 'n bewuswording van iets meer as hierdie liggaam. Dan is jy nou in die middel, dan stry hierdie engeltjie en hierdie duiwel nou teenoor mekaar, dan moet jy die keuse maak. En selfs in die wêreld besef hulle, en hulle verkondig dit aan hulle mense, dat jy is die een wat die keuse moet maak. Okay, hulle noem dit natuurlik net tussen goed en sleg. Ons gaan nou by die woord uitkom, bly net saam met my. Nou ook die groot ding is,
Dis alles wat ek nou hier probeer verduidelik in hierdie 2 bladsye. Nou, as jou negatiewe kant, of jou swart kant, of jou verkeerde kant, of jou duiwelse kant bietjie uithak, dan het die wêreld en ander godsdienste ook baie verskillende metodes en maniere en voorstelle hoe jy meer na die een kan lewe as na die ander ene. En kyk net, né, ek gaan nou by die woord uitkom. Kom ons bly net eers weer. Ek wil nou weer klaar vooruit hardloop. Dis dinge soos dinge wat hulle voorstel is meditasie en yoga en om meer godsdienstig strenger te leef, musiek. As ons kyk na koning Saul in die Ou Testament, toe God hom verlaat het 'n bose gees hom bevange, verskrik gemaak. En toe het hy vir Dawid gekry om op die hart te speel, en as Dawid op die hart gespeel het hy bedaar. So, dit wys jou musiek kan 'n geweldige invloed op 'n mens se gemoed. Ons besef dit nie altyd nie. Maar toe ek in die wêreld was, het ek eendag vir myself geskrik. Ek was in 'n nagklub gewees, daai tyd nog die discos en musiek speel, maar toe het ek al klaar baie na ander musiek geluister, heavy metal, rock en so, en ek wil nie opspog nie, ek wil net iets oordra. En daaraan was ek depressief binne die klak, terwyl ek nou daar jolig was, en ek gaan uit kar toe, en ek dink nee, ek gaan 'n bietjie my heavy metal luister. Ek gaan uit na my kar toe, ek sit hom aan, ek sit daai musiek klaphard. En ek sê vir jou nie lank daarna nie, toe het ek 'n energy boost, nou, dat ek tot 4 uur in die oggend daar so rondgehang het en jolig gewees het. So musiek, wat ek wil vir jy sê, het 'n uitwerking wel op 'n mens se liggaam, se siel, as jy wel jou hart daarvoor oopmaak. Goed. Ek gaan nie in detail daarop nou ingaan nie, maar aanvaar dit maar net so. Ek dink u kan dit ook so sien. Nou, gereelde terapie, jy kan vir verskeie tipe terapie gaan, medikasie, mediese prosedures, en dan is daar ook natuurlik 'n selfdesperate poging, en baie keer van, soos die wêreld noem, die negatiewe vibes of die negatiewe energie en daai dinge van ons laat raak, die seer, die pyn, om dan net seer en pyn en al daai tipe van goeters. Al gehoor, mense sê die wolf you feed is the one that rules. Wow, dit is ek eers het gehoor, is interessant. Dit is presies net so. So wat gebeur is, baie mense kan nie hulle gevoelens hanteer nie, goed? Of dan gaan hulle natuurlik, ons het dit in ons vorige bediening behartig, ek gaan nie nou weer daarop ingaan in die geestelike wêreld, gaan sielkundiges toe, wat die geval ook al mag wees, hulle kry voorgeskrewe medikasie vir daai situasie, om eintlik net daai pyn, daai seer, daai ding wat jy nie kan verwerk nie, eintlik net in jou liggaam te onderdruk. Dan onderdruk, verdoof jou liggaam om nie te reageer op dit wat in jou siel aangaan nie. Nou natuurlik, as jy nie daai roete gaan volg nie, wat gebeur met baie mense? Hulle volg een of ander verslawing. Of dit nou alkoholies is, of harde dwelms is, of wat die geval, medikasieverslawing is ook geweldig baie, dan net hier praat ek nie van voorgeskrewe medikasie nie. Ek praat daarvan mense wat werklik waar op skelle maniere partykeer voorgeskrewe goedes kry, omdat hulle daaraan verslaaf is, nie omdat dit aan hulle voorgeskryf is nie. So, ek wil dit net ook noem, en dit is eintlik een van die subtielste verslawings in ons tyd, is wel medikasie verslawing. En dan natuurlik, daar's ander verslawings, films, pornografie, selfoon, sosiale media, ag, jy noem dit is legio. En so sê hulle, probeer jy jouself onlaai, jou batterye onlaai, en probeer hierdie batterye weer oorgelaai kry. So probeer die mens natuurlik dat die slegte kant, soos die wêreld dit noem, nie die oorhand kry nie. Nou daar's natuurlik vir ons Bybelse riglyne, maar die grootste probleem wat bykans almal maak, ingesluit die mediese wêreld rondom, geestelike probleme. Ek het 'n fisiese probleem in my liggaam. Ek kan vir jou sê, ek het vanmiddag so bietjie amper 'n depro gekap, maar die gees van die Here is in my. Hy bring jou tot nigterheid, sodat jy kan aangaan. Die gees van die Here, ek sê vir jou, as jy, jy wat al jare lank met sekere kroniese siektes sit, jy aanvaar dit, maar party daar raak het te veel, maar as jy ewer skielik nuus kry van, dis die saak, dan vang hy jou. Ek dink jy is bewus daarvan. Maar, omdat jy die gees van die Here het, en God se krag, en God se heerlikheid, help hy jou, en jy kry die oorwinning. Maar nietemin, so, nou wat gebeur is, baie mense koppel
hierdie negatiewe en positiewe kant en hierdie hoër en laer siel en al hierdie dinge, maak nie nou saak hoe mense dit noem nie, positiewe en negatiewe kant, sê hulle dit is jou liggaam, hierdie liggaam wat jy sien. Alhoewel, die manier hoe dit baie keer approach word, benader word, is nie deur sekerheid van die dinge wat mense doen, veral in godsdienstige kringe en soos yoga, meditasie, daai tipe van goeters, selfs musiek, dan besef die mense, dit gaan oor meer as hierdie liggaam. Daar moet iets groter wees as hierdie liggaam, maar tog op 'n manier voel die mens dat die siel is binne in hierdie liggaam. Okay? En tot in die Christelike wêreld word dit so geleer. Partykeer nie blaatant direk nie, omdat die meerderheid bedienaars en Christene glad nie idee het van gees, siel en liggaam nie. So alles is maar raaiskote, probeer, en die meerderheid wat wel hierdie tipe van onderwerpe in die Christelike wêreld aanpak, ontleen in elk geval hulle kennis vanuit 'n wêreldse perspektief. Het sy die oosterse gelowe, New Age gelowe, wat die geval ook al mag wees. Goed, filosofiese wêreld ensovoorts. Maar ek wil jou as kind van die Here vanaand iets prakties wys. En ek dink as jy dit gaan verstaan vanaand, ongeag van enige skrif, want alles wat ek gaan sê, gaan ek vanaand bewys uit die skrif uit, nie dit wat ek vir jy gaan wys, sodat ons is, dan gaan jy dit so van harte verstaan. Jy gaan nie meer eers dat hierdie dinge jou van stryk afbring nie. Goed, en nommer 1, jy weet jy het 'n siel. Almal weet jy het 'n siel. Elke kind van die Here, Christene, ten minste hulle besef daar's 'n siel. Nou, die mens voel die siel is in hierdie liggaam. Alright. Nou, ek het al by 'n bedienaar gesit, jy is die pastoor wat my gepraat het oor gees, siel, liggaam. Hy het een keer wel so 'n preek ook gegee. Toe sê hy 'n siel is soos water. Okay? Ek gaan vir iets demonstreer vanaand en jy moet by my bly. 'n Siel is soos water, so ek het nou hier 'n glas waar daar water kan ingaan. Okay? En dan word daar beweer 'n siel het nie eintlik vorm nie. Alright, ek dink ons het dit al klaar bepaal by die wedergeboorte, maar terwille van hierdie gesprek, want partykeer kom mense met die interessantste dinge, wat tot maak dat dit wat jy geleer het oor die wedergeboorte, en die rokke van vel, en die siel wat vlees en been het, dat dit jou mense ook van stryk af kan bring, want onmiddellik verbind jy dit aan hierdie liggaam. Goed. Nou sê jy die siel, okay, is soos water. So waar ook al die water inval, dit neem die vorm van daai voorwerp aan. So ek het nou hier in 'n glas gegooi, so nou effektief volgens die teorie, ja, sien ek my eie mond in die water. Hallo mense, hallo. Okay, kom ek vat hom net weg van my mond, of is vir myself weird. Maar never mind. So eintlik het die siel nou hierdie vorm. Maar ons sit hier met 'n groot probleem. Ek wonder of terwyl ek nou hier so kan kyk, né? Want nou is die siel nou, en omdat net die siel is groter as die liggaam. Almal verstaan dit is iets groters, meer ensovoorts as die liggaam. Ek wonder of die probleem kan identifiseer hierso. Indien die siel soos water is, dat die vorm, want ook baie keer word dit beskryf, mense wat dit so beskryf, sê jy het 'n geestelike liggaam, en eers as jy dood is, gaan jou siel in jou geestelike liggaam intrek. Dan gaan hy die vorm van jou geestelike liggaam aanneem. Okay? Ek wonder of iemand vir my kan identifiseer waar lê ons probleem is. Net met hierdie twee sake. Alright? Dan net hierdie is 'n groot jak. Hy het baie water, so nou het hy baie siel. Nou, hoeveel van die siel is hier oor en hoeveel van die siel kan daar aankom? Sien jy my probleem? Nou, kom ons sê, hier is 'n 2 liter, dit is 'n 1 of 1,5 of 'n 2 liter jak hierdie. Hier is maar maksimum 300 milliliter glas. So, nou wat van die res van die siel? So, dit alleen sê vir jou, al die water, kom ons sê, water is nou siel, kom ons veronderstel,
dat die water is in die siel. Nou hier is nou baie siel oor, en die ongelukkig hou nou nie 'n glasjak gehad nie, maar hier is nog baie water, en jy kan sien, hy het nou oor, kom gooi nog 'n bietjie uit. Kan jy sien, okay. So hy is nog vol water. So jy kan nou nie siel hê wat ergens rondoor, en 'n deel van jou siel is in hierdie liggaam nie. So hierdie demonstrasie wat ek vir jou wys vir ons die logika. It can go all into the water. So as water siel is, dit kan onmoontlik heen gaan. Okay? Maar nou kan jy vir my sê, ja, maar dit moet ewe twee groot voorwerpe wees. Ja, maar nou moet ons een ding verstaan. Jou siel is baie groter as jou aardse liggaam. Goed? En dit is wat ons moet verstaan. Jou siel is majestueus. Jou siel is groot, jou hart is so groot soos 'n wêreld. Nou jou geestelike liggaam, kom ons bly net eers by die konsepte, dan gaan ek vir jou alles mooi verduidelik. Jou geestelike liggaam is baie groter as jou aardse liggaam, want God is groot, hy is oneindig. So met die gevolg is, sou dit die geval wees, kan jou totale siel nie in jou liggaam wees, en wat gebeur dan met die res van jou siel? Okay, dit is net 'n praktiese voorbeeld, net om vir iets oor te dra. Okay. Want ons kan baie keer heen en weer geslinger word deur baie dinge. Niks geestelik kan op aarde bly nie. Nou, dit wat geestelik is, en dis waar wat my vrou nie opmerk, kan nie op die aarde bly soos wat jou aardse liggaam bly nie. Jou siel is geestelik van aard. Jou siel is nie 'n aardse liggaam nie. Nou die Here Jesus sê vir ons, in die gebeurtenis waar die disippels geroskam was omdat hulle met onrein hande geëet het, dis Matteus 15 en Markus 7 kan jy dieselfde gedeelte lees. Sê hy, niks wat in die liggaam in kan die hart, die siel verontreinig nie. En hy het nie gepraat van hierdie hart nie. Want goed is wat jy inneem in die vlees, as dit giftige goed is, kan wel hierdie vleeslike hart beïnvloed. En dit is, ek gaan nou by Lindy se opmerking kom, dit is 'n amazing opmerking, Lindy, dankie. So, wat gebeur nou? Jou siel is baie groter as jou aardse liggaam. So dit wat jy in jou aardse liggaam inneem, die vleeslike, ons praat van die vleeslike, die fisiese, soos kos ensovoorts, kan nie jou siel verontreinig nie. Al word jou aardse liggaam vergiftig, kan jou siel gesond wees. Dit beteken nie jou siel is vergiftig nie. Sou jou siel deel wees en in hierdie aardse liggaam, want jy kan nie 'n geestelike mens in hierdie liggaam bly nie. Beteken dit, as jy wel iets geëet het, sou dit jou siel wel kon verontreinig het, soos wat baie mense dit nog steeds glo. Nou ons lees in Kolossense 2, dat mense, daar's baie Christelike gelowe, wat nog hierdie opvatting het. Jy mag nie vark eet nie, dis onrein, jy moet sekere klere dra. Hy sê dis 'n skyn van wysheid in eie sinnige godsdiens. Dit lyk na gestrengheid teen die liggaam, maar dit versadig die vlees. So enige godsdienstige uiterlike ding wat gepreek word as 'n geestelike saak, bevredig en versadig, en dit is wanneer jy hierdie wolf kos gee. So terwyl ons hierdie wolf kos gee, sal ons nooit in die geestelike vryheid kan wandel, waarmee God ons geroep het nie. Okay. Nou as ons kyk na waar siel kan nie verdeel word nie, ja. En nou by die wederkoms, leer die woord van ons, wanneer die Here Jesus, almal wat nou voor die tyd gesterf het, voor die wederkoms gesterf het, die kinders van die Here, gelowiges, né? Nie hulle wat verlore is en wat hulle sonde gesterf het nie. Dis voor die wederkoms. Goed? Hulle siele gaan met hulle aardse liggaam verenig word, en die siel gaan die aardse liggaam verslind.
Nou is die siel, die krag, die autoriteit, die grootte, die sterkte, die majesteit, hoe jy dit ook wil noem het, om die aardse liggaam te verslind, is dit onmoontlik dat die siel ooit in hierdie aardse liggaam kan lewe. Want hierdie aardse liggaam sal dit nie kan maak nie. Maar alles wat in jou siel plaasvind, het wel 'n effek op jou aardse liggaam, want nou net jou aardse liggaam moet ook sekere emosies hê. Wat is daardie emosies? Dit is emosies en gevoelens vir hierdie sigbare wêreld. Nou die maklikste om te noem, my liggaam, hierdie liggaam, het byvoorbeeld hoogtevrees, wat 'n goeie ding is. Want as ek bo op 'n 3 meter dak gaan staan, dan sê my liggaam, as ek hier gaan afspring, gaan ek dinge breek of ek gaan dood neerslaan. So my liggaam weet, en hy waarsku my, jy moenie hier afspring nie. My liggaam weet, as ek my hand in die vuur gaan indruk, gaan hy brand en hy gaan skade kry. So jy het 'n vrees daarvoor. Dis nie sê jy's angstig nie, dis 'n vrees. Moenie jou hand in die vuur sit nie, dit gaan brand. Dis jou liggaam, maar jou siel het geen hoogtevrees nie. Hy het nie 'n vrees vir aardse dinge soos vir vuur en water ensovoorts nie. Jou liggaam sê vir jou, as jy te lank onder die water gaan wees, gaan jy versmoor en verdrink, want jy kan net 'n sekere tyd onder die water wees, dan herinner jou liggaam, kom op waar daar suurstof is. Nou dit is jou aardse liggaam, wat jy waarsku rondom hierdie dinge. Wat gebeur nou? Daar is nou 'n probleem in jou siel, in jou innerlike. En wat is jou siel en wat is jou innerlike? En dit is 'n groot ding om te verstaan, en dit is wat ons lees hierso van bladsy 2 af. Ek gaan so 'n bietjie deurgaan deur die handlyn. Hier van bladsy 2 af lees ons die skrifgedeelte oor bewaak jou hart. Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart. Meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Gaan dit oor hierdie hart? Is die oorsprong hierso? Wat sê die Here? Hy sê jou hart moet besny word, sodat jy kan lewe. Die Here Jesus praat van die lewe wat binne in jou is. Hy bedoel binne in hierdie liggaam. Dis net 'n simboliek, dis net 'n beeldspraak, om vir jou te sê, daar is 'n mens in jou, of deel van jou, wat nie hierdie aardse liggaam is nie. Hy is nie in die siel nie. Alhoewel die woord verwys na die innerlike mens, die geestelike mens, die siel, daar's verskeie maniere om dit te verwoord, om vir ons te verduidelik. Dis iets wat onsigbaar is vir ons. Maar as jy gaan nou vir 'n scan, ek was nou die dag ook vir 'n sonar gewees. Hulle kon my hart gemonitor het, hulle kon alles gesien het wat verkeerd was nie lekker was om dit te gehoor het nie. Daar's meer dinge in my liggaam verkeerd is wat ek gedink het. En van die dinge is nie so ernstig as wat die dokter gedink het dit sou wees nie, wat nou die pluspunt is, maar nie te min. So dit kan waargeneem word deur aardse dinge, tot hierdie hart. Maar die siel, die innerlike wat die sonde is, soos die Here Jesus gesê het, wat die sonde is, dit kan nie deur aardse stemme gemonitor en gereinig word. Want die woord sê sy woord reinig jou. As hy bedoel het hierdie aardse liggaam, beteken dit, party mense se harte moes pikswart fisies gewees het, en die ander spierwit fisies, want hy sê jy sal word wit soos sneeu. En hy bly 'n bloederige massa. Nou, liggaam bly agter en die siel styg op. Ek weet nie hoe my naam uit te spreek nie, maar nietemin is 'n persoon, Sambo is hy, van lyk dit vir my. Daai is 'n illusie. En mense gee getuienis is so oënskynlike nadoodse ondervindings. En party mense sê hulle het al gesigte gehad ensovoorts. Nou, ek kan vir jou sê, ek het al jare terug daai nadoodse daai skyndode getuienis al gekyk. Dis nou baie jare terug. Ek het een keer tot van 'n priester, katholieke priester, dink ek, man, hier's 'n man. Hy gaan ons nou die waarheid vertel.
Want hy het mos nou hierdie bonatuurlike ondervinding gehad. Hy was nou ongeluk gesertifiseer, die hele storie. En daar is baie sulke getuienisse. En tog toe, soos wat sy verhaal vorder, toe begin hy eintlik te praat oor moeder Maria en al die dinge. Sê ek, nee, wat, hierdie ou is so van die trek af. So wat het hy gesien en beleef? Baie beslis. En hy het ook gesien, hoe gaan sy siel uit sy liggaam uit, die hele storie. Soos wat het almal al oor vertel het van jaar na jaar, dag na dag. Dan het hierdie klein comics wat jy ook altyd gekry het. Ek was lief daarvoor, ek het dit nogal uitgedeel vir evangelisasie, traktaatjies en so aan. Dan wys hulle hoe hy in die graf lê en die volgende, as hy nou eers in die graf is, dan kom sy siel nou uit en so gaan hy nou waarever hy heen moet gaan. Dis leuns in konteks met God se woord. Die Here Jesus leer ons en weer eens, ons Bybelstudie is vol skrifte wat dit in detail verduidelik. Ek gaan nie deur al die skrifte gaan nie. In ons wedergeboorte les, en ons waterdoop les, en ons geestelike wêreld les wat ons klaar gedoen het, al die skrifte en nog meer is daarin, dat jy kan Bybel sien waarvan ek vanaand praat. So as jy ons tot dusver gevolg het, sal jy dit sekerlik kan roep, en as jy wel ook die Bybelstudies op jou eie tyd deurgegaan het. So, nou, die oomblik as jy te sterwe kom, is jou siel onmiddellik waar hy moet wees. Dit word selfs bevestig deur die Ou Testament. Hy is onmiddellik waar hy moet wees. Hy is nie op 'n ander plek nie. Nou, wat is jou siel? En kom ons klaar dit gewyd. Wat is jou siel? Want hy sê tog vir ons hierso, die skrif in Tessalonisense, ons moet gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar wees by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou, jy het 'n aardse liggaam, dis hierdie rokke van vel. Paulus sê mooi in 1 Korintiërs 15, hy sê dit is hierdie liggaam van vlees en bloed. Goed, dis hierdie rokke van vel. Nou jou siel is aan hierdie rokke van vel verbind. Jou siel is nie in hom uitgegiet nie. Nou waar die verwarring in kom in Genesis, ek wil net lekker deur met julle gesels. Ek dink dit gaan vir ons meer beteken dalk. En as jy vra het, asseblief, is welkom om te vra. Sê hy het hulle die rokke van vel aangetrek, en dit is waar een van die groot probleme lê. Ons moet daai deurtjie oopsluit, ons moet daai sleutel in die hande kry. Nou, al wat dit beteken is, jy's verbind daaraan. As jy jou iets aantrek, dis nie te sê jy trek dit fisies aan nie. Jy kan 'n ander ou se probleem so aantrek, dat jy naderend lewe asof jy daai persoon is, wat jy dieselfde emosies en dieselfde alles ervaar as die persoon wat die probleem het. Jy kan baie keer mense se kritiek so aantrek, dat jy siek word en moedeloos raak. Trek jy dit fisies aan? Nee, jy verbind jou hart en jou gedagtes, jy maak jouself oop vir dit. Nou dit is simboliek wat ons in die begin lees. God het dit aangetrek, hy het daai verbintenis gebring tussen siel en liggaam, aardse liggaam. So daar's 'n verbintenis. Nou lees ons later, die feit dat jy bloed het, dit maak, want bloed is 'n simbool van lewe. Nou jou aardse bloed is 'n simbool van die gevalle lewe, die sondige lewe. Jou siel het nie vlees en bloed soos hierdie liggaam nie, alhoewel ons lees in Genesis 2 vanaf vers 7, dat God het, toe hy die vrou gemaak het, het hy 'n rib uit Adam geneem, uit sy vlees uit. En toe hy die vrou sien, toe sê dit is nou been van my gebeente, vlees van my vlees, sy sal vrou genoem word. So hy het gesien, maar die vrou wat God in die begin gemaak het, lyk net soos hy. OK. Nou siel het 'n wesenlike vorm, dit is nie 'n vormlose, deursigtige iets nie. Siel, God het in die begin Adam siel gemaak. 'n lewende siel. Hoekom 'n lewende siel? Dis waar die gees inkom. Want sou God nie sy gees, sou God hom nie 'n lewende siel gemaak het nie, sou hy net siel gewees het. Goed. Toe gee God vir hom die asem van lewe. Dit is die lewe wat hy gekry het, is die gees van die Here. Dit het Jesus kom demonstreer, nadat hy gesterf het, voordat hy finaal opgevaar het, het hy oor sy disippels geblaas en gesê, ontvang die gees. Hy het sy asem uitgeblaas oor hulle. Om vir hulle te wys, wat was die asem van lewe in die begin by Adam en Eva. En omdat ons weet,
uit die Nuwe Testament dat die Vader alles deur Jesus geskaap het, het hy in die begin ook sy asem deur Jesus in Adam geblaas. Jesus het ook gesê, julle gaan die Gees deur my ontvang. So die asem, die Gees gaan julle terug ontvang deur my en daarom het hy het gemanifesteer. En dit het eers 'n werklikheid geword die dag met die uitstorting van die Heilige Gees. Is dit nie so nie? So toe was Adam siel en gees, God se gees. Nou ja, voordat ek aangaan, wil ek gou vir julle 'n lied speel Verandering, waar alles begin het en waar alles gaan opeindig, wat ook hierdie vers wat ons nou gedoen het in 1 Tessalonisense wel insluit. Alles was volmaak, geen kennis van sonde. Satan verlei die mens, sonde bring verandering. Verandering in die vloek, die mens is verlore, verlore sonder hoop. Die vloed bring verandering, goddeloosheid word weggeneem. Alles weer nie, maar die mens bly boos. Die wêreld wag, die mens soek hoop, maar God het reeds voorsien. Jesus kom sterf vir die mens, wraak verander in hoop. Redding en verlossing, ons kan terugkeer na volmaaktheid, soos in die begin. 'n lewe vry van sonde, nuwe lewe in Christus. Wat 'n verandering, so groot in Christus. Wat 'n verandering, so groot in Christus. Die duiwel is oorwin, die mens is vry. Nou nog groot verandering waarvoor ons wag. Geduldig wag ons tot daardie dag. Wat 'n verandering, so groot in Christus. Die duiwel is oorwin, die mens is vry. 'n lewe vry van sonde, nuwe lewe in Christus. Ons wag geduldig tot daardie dag. Wat 'n verandering, so groot in Christus. Die duiwel is oorwin, die mens is vry. 'n lewe vry van sonde, nuwe lewe in Christus. Ons wag geduldig tot daardie dag. Ja, sê, ons moet geduldig wees tot op daardie dag. Wat is geduldig? Lei en niks doen nie. Nee, ons moet aangaan en ons moet volhard in dit wat ons moet doen. Nou, jy sal sien op bladsy 2 tot 5. Praat ek nou en ek behartig om jou hart te bewaak. Ek noem die voorbeeld van Kain en Abel. Ek wil net gaan so 'n bietjie afgaan hierso. Hoe Kain ook moes gewaak het teen sonde en ongeregtigheid. En dis wat ek in die begin gesê het, selfs die wêreld verstaan. Jy moet die keuse maak of jy die kwaad gaan doen en of jy die sleg gaan doen. So bladsy 2 tot 5 verduidelik ek vir jou hoe jy 'n keuse moet maak, hoe dit werk met al die skrifgedeeltes, waarmee saamgaan. Nou, hierdie probleem het begin met die sondeval. Goed, die verandering. God het die mens in die begin goed gemaak. Hy was gees en siel gewees. Toe kom die sondeval. God maak vir hom rokke van vel. Toe sy gees, siel en liggaam. Want hy het geëet van die boom van die kennis van goed en kwaad. Nou ken hy goed en hy ken kwaad. En van toe af moes hy 'n besluit begin maak. Hy moes 'n keuse begin maak van daardie oomblik af vorentoe. Dit berus by die mens of hy wel die goed gaan doen en of hy die kwaad gaan doen. Nou in terme van ons Christelike geloof, gaan ons die woord onderhou soos wat dit vir ons opgeteken is, of gaan ons eerder die wil van die duiwel doen soos wat ons geleer was in die wêreld en nog steeds die voorbeeld in die wêreld sigbaar ook wel sien. So ons moet besluit. Die keuse is ons van na die sondeval, is die keuse ons in. Omdat die mens die keuse uitgeoefen het, hy wil weet wat is goed en hy wil weet wat is kwaad.
So dit is die volgende bladsy wat ek daar het, dit is waaroor dit gaan, so gaan lees dit lekker deur, sodat jy kan verstaan, dat jy moet die keuse maak, soos wat die Here vir Kain gesê het, ek sien jou hoof hang, maar die sonde lê en loer, maar jy moet daaroor heers, en dit was die Ou Testament, dit was nog sonder 'n wet, nog sonder genade, sonder enigiets, moes hy al klaar die keuse gemaak het, so wat se verskoning het ons as kind van die Here, nou in Christus, met die hulp van die Gees, met die hulp van die woord, met die hulp van gebed, en alles wat ons tot ons beskikking het. As God van Kain verwag het, sonder 'n wet, sonder 'n woord, sonder riglyne, om te heers oor wat kwaad is, want tog het Kain geweet, dit is verkeerd om dood te maak, om te moor, en daar was nog nie die wette gewees nie. En dis wat ons leer in Romeine 2 ook. Hy sê vir ons die wêreld, in elke mens, is die wet van God opgeteken wat is goed en wat is kwaad. Die mens besluit net en hy kruip agter sy kwansys onkunde weg om die kwaad te bly doen. Maar elke mens weet tog, hy het 'n meriete, hy het 'n idee van dit is kwaad en dit is goed. Dan sê party kies om die kwaad te doen en die ander ons besluit om daai kwaad te doen. Goed, so alreeds van die begin af, van die sondeval af, het die mens voor die keuse gestaan. En nou net met die sondeval, tot by die vloed was die mens gees, siel en liggaam. Dit is waar dit vandaan kom. Gees, siel, liggaam. Die gees van God, die siel is jou geestelike liggaam. In jou geestelike liggaam is 'n hart en verstand soos wat dit verduidelik word in die woord. En dan moet ek gou net so 'n bietjie, en dan het ons ook op bladsy 6, praat hy van, dit is deel van jou verantwoordelikheid, jy moet die binnekant van die beker en die skottel skoonmaak, en ek het wel die skrifverwysings daar, en ons wil te veel hierdie uiterlike polish. Ons moet die innerlike begin skoonmaak, en as die innerlike reg kom, dan gaan jou optredes, jou denke, jou maniere, jou gewoontes, alles gaan begin verander. En dis nie te sê, jy gaan genesing kry vir jou liggaam nie. Dis nie te sê, jou liggaam gaan nie verouder nie. Dis nie te sê, as jou liggaam nou teen iets gaan stamp, gaan hy nie seer kry nie. So dit wys vir jou siel en jou liggaam is twee verskillende goed. My siel het nie hoogtevrees nie, my siel is nie bang vir 'n hond nie. My siel is nie bang vir sekere gevare in die vlees nie, maar my liggaam is, want dit kan hom benadeel en hom doodmaak. Maar dit wat geestelik my siel kan aanval en kan uitsorteer en kan skade doen en goed doen, my siel lewe in daai wêreld, en jy ervaar dit in jou liggaam is gedagtes en gevoelens ensovoorts. Goed, maak dit tot dusver sin. Waar was ek nou gewees? En so dit is waar die oorsprong van boosheid vandaan kom, was wel die besluit wat Adam en Eva in die begin gemaak het. En dan beskryf ek hierso, ek wil net gou so 'n bietjie deurblaai deur ons les, dan op 'n stadium hierso, waar gaan ek nou deur? Ek gaan baie vinnig deur, net om vir julle idee te gee. Praat ek ook van die hart en siel, beskryf ek hoe dit werk ensovoorts. Dit is baie interessant, ek het dit nou gou vinnig vir jou vertel, al die skrifverwysings is daar. En dan het ek ook 'n gedeelte in hierso nadere vrywillige gebed, gesprek met God. Dit is nou op bladsy 7 trek ek nou al. Dit is net om jou aan te moedig, om jou te laat verstaan. God forceer hom nie self op jou af nie. En dis wat hy met Adam en Eva ook gedoen het. Hy gesê, dit is jou saak, as gevolg van die sonde wat julle gedoen het, dit is jou saak. Goed. En van daar af moes die mens 'n keuse gemaak het, 'n besluit gemaak het. En dis wat die Here vir Kain gesê het. God het net aan hom geopenbaar. Jy moet die keuse maak. God het hom nie forceer om dit te doen nie. Maar hy moes 'n besluit maak. Hy moes tot nugterheid kom deur die woord wat hy gehoor het. En dis hoe God ons help. Ons hoor die woord van die Here en dit moet nugterheid in ons inbring. Of ons kan die woord verwerp, of ons kan die woord aanneem en ons bekeer volgens die woord wat ons hoor of wel persoonlik lees. Goed, so dit is 'n groot sy van die saak. Dis alles wat in jou siel gebeur, is keuses wat jy moet maak, want die boosheid is in jou hart. En dan het Adam en Eva toe hulle gesondig het, was siel. So Satan het hulle sielbeet gekry. En in jou siel is 'n hart en 'n verstand, soos hierdie aardse liggaam met 'n brein en het 'n hart. Nou die brein en die hart is nie die liggaam nie, alhoewel dit so voel partykeer.
Maar die brein en die hart het 'n liggaam nodig, wat dit moet huisves, sodat dit kan funksioneer, natuurlik saam met al die ander organe ook. Maar die twee hooforgane is maar jou brein en jou hart, is dit nie so nie. So as dit funksioneer, dan gaan jou liggaam. Goed. Nou, jou siel het presies dieselfde. Nou as jy dink, dan voel jy dit in hierdie grys massa. Nou daar is iets soortgelyk wat in jou siel ook gebeur. Nou jou siel dink deur hierdie brein en hy voel deur hierdie hart. Dis hoekom as jy emosioneel pyn voel, jy kan iets anders dink, maar dit voel of dit hier in jou hart is, of dit hier in jou binneste is, in jou buik is. Want dit is waar die lewe in jou siel gesetel is. En jou siel is verbind om hierdie deel van die liggaam te gebruik. Kom ons sê, die hart van jou jou sielshart was in jou hand verbind, sou jou hand daai emosionele pyn gevoel het, en nie hier nie, maar God het dit gemaak, sodat dit wel so kan funksioneer, soos wat dit funksioneer. Goed. Nou, ons moet vrywillig na die Here toe gaan, dis wat ons nou in bladsy 7 leer, 'n gesprek met God, so 'n bietjie aanmoediging, mooi skrifte daar neergepen, wat jy kan gebruik, om jou aan te moedig, om na die Here toe te bly gaan. Nou word ons geleer, hoe oorwin jy? Hier is so van bladsy 8 af, begin ons te lees. Hoe oorwin jy? Jy oorwin deur die Gees. Hoe oorwin jy deur die Gees? Hoe maak jy die werke van die vlees dood? Dit lees ons nou hier so van bladsy 8 af, en dan praat ek ook van die sonde wat in jou is. Hoe oorwin jy dit? Onthou net, jou siel is geestelik. Die sonde, die boosheid is gesetel in jou geestelike hart. So jy het iets of iemand geestelik nodig om jou geestelik te bevry. Medikasie, pille, reg eet, verkeerd eet, sulke dinge kan nie jou siel verontreinig nie. Maar wanneer jou siel verontreinig is, kan jou siel jou liggaam oorheers om dinge te doen, om dit wat in jou siel verkeerd is, uit te leef. Soos jy byvoorbeeld nie met sekere seer kan deel in jou hart nie. Wat gebeur? Jy gaan vrywillig vir mediese hulp, of jy gebruik jou eie tipe van hulp deur middel van verslawings, of wat die geval ook al mag wees. Maar dit wat jy gebruik, kan nie jou siel genees nie. Jy het iets geestelik daarvoor nodig, en dit is die woord van die Here. So voor jou wedergeboorte, moet jy jou hart vir die Here gee. Goed? En dan begin jou genesingsproses. God weet jou hart is siek, God weet jou hart is seer, God weet jy het issues, God weet waar jou pyn vandaan gekom het, ensovoorts, ensovoorts. En daarom het hy jou getrek na hom toe, sodat hy die genesingspad innerlik met jou kan begin stap. Daar's onmiddellik dinge wat verander. Jou begeerte om na die wêreld toe gaan, baie dinge verdwyn, maar daar's sekere dinge wat hak, daar's sekere dinge wat terugtrek, soos die Israeliete in Egipte, hulle bly terug verlang na die vis en die prei en die wat lemoene en al die dinge wat hulle daar gekry het. So ons het baie keer 'n verlange terug na dit. Maar dis nie jou liggaam wat verlang nie, dis jou siel wat terug verlang na die sonde. Hy wil in daardie bitterheid vas bly. Hy wil in daai pyn gesetel wees, want hy teer daarin die sondige siel van jou. Hy wil nie laat gaan nie. Nou die dag toe jy jou, kom ek spring net eers terug, anders te gaan ek nou gaan ons dalk hier 'n verwarring kom. Toe die sonvloed gekom het, ek gaan nou hierdie punt hervat, hou net hierby. Toe die sonvloed gekom het, elke mens op aarde sedert die sondeval, al die geslagte wat gebore was gees, siel en liggaam. God het nooit sy gees uit hulle siel onttrek nie. Maar die Here sê vir Noag, van nou af gaan my gees nie vir ewig meer in jou, in die mens heers nie. En wat is daai heers? Dit gaan hom nie meer oortuig nie. Heers, dit lees ons op bladsy 14 onderaan, beskryf ek dit vir jou wat heers beteken. Dis om jou nie meer te oortuig nie, dis om jou nie meer te herinner nie. So, al die geslagte van na die vloed, het nie meer die gees van die Here ingehad nie. En dit was God se regverdigheid, geregtigheid. Dit was die enigste manier hoe God dit kon bewerkstellig het, was om die geslagte wat tot op daardie stadium geleef het, met die vloed uit te roei. Die hele aarde te oorskep, te herskep. Ons lees in die woord hoe die eerste aarde uit water gebore was. Die tweede, na die sonvloed, was die aarde weer uit water gebore.
Maar op die laaste, dis die liedere wat ons nou geluister het tot dusver, op die laaste gaan daar nie herskepping wees nie. So die sondvloed het die aarde geherskep. So alles het oorbegin. Die mens het oorbegin, alles het oorbegin, nie begin. Maar die mens se sondige gewoontes het nog aangegaan. Maar op die einde van die dag gaan die aarde vernietig word deur vuur. Nou wanneer jy jou hart vir die Here gee, ontvang jy weer die Gees. Die Gees wat die mens nie meer gehaat het nie. Toe al die geslagte nou van Noag tot en met Jesus was toe nou siel en liggaam. Die woord beskryf dit, hulle was soos diere, dis 'n dierlike manier. As jy nie geestelik lewend is nie, het jy 'n siel en het 'n liggaam. Jy het nie 'n gees nie. Want die Gees is die Gees van die Here. En as God iets vir jou gee, is dit jou verantwoordelikheid. Dis jou eiendom. Dis soos die Vader het alles deur Jesus gemaak. Hy het dit aanvaar as sy eiendom, as sy verantwoordelikheid, en dit is waar ons baie keer die verwarring in die skrif kry. Omdat Jesus die verantwoordelikheid sy eie gemaak het, is daar vreemde teorieë rondom die verhouding en die godheid van die Vader en die Seun. Maar Jesus het die verantwoordelikheid so sy eie gemaak, asof dit die Vader direk is. Nou, as jy die weergebore is, gee die Vader vir jou die Gees deur Jesus, en dit moet jou verantwoordelikheid raak, om seker te maak, soos wat ons gelees het in 1 Tessalonisense 5, om nie die Gees uit te blus deur moetswilliglik voort te gaan in hardkoppigheid, sonde, ongeregtigheid, verkeerde leringe, wat die geval ook al mag wees nie. Goed. Nou van daai oomblik af, het jy as ware twee nature in jou. Jy het die goddelike natuur, en dan het jy ook nog steeds jou sondige natuur. Nou, ek het skrifte alles in die les, jy kan ook gaan lees in Romeine 7 praat daarvan. Dit maak nou vir my baie mooi sin, hoekom 'n mens sukkel om 'n slegte gewoonte te los. Nou die Here Jesus het ons kom leer die enigste manier. En ek wil dit dalk net gou noem, vir u wat dit gemis het. Ek het dit op ons Bybellees genoem. Psalm 119 gaan geheel en al oor die woord van God, okay? Dis profetiese woord oor Jesus. En nie net profetiese woord oor Jesus nie. Dit onthul Jesus Christus self, sy gedagtes, wie hy is en wie hy was en natuurlik nog steeds is, maar kom ons praat nie verlede tyd omdat Psalm 19 voorgeskryf is in die Ou Testament. Wie hy was nog voordat hy op aarde verskyn het. Want Jesus, dis wat Johannes 1 sê, Jesus is Logos. Logos beteken 'n gedagte, begeerte wat 'n liggaam gekry het. Nou die woord, Johannes gebruik die woord Logos. Nou Logos is nie een of ander hemelse woord nie. Dis 'n woord wat beskryf as ek 'n begeerte het, 'n gedagte het, en ek maak dit. Kom ek vat byvoorbeeld, ek wil hierdie vles maak. Nou het ek 'n begeerte, ek wil so 'n cool vles maak. Op die einde van die dag is hierdie vles gemaak is en jy sien, hier is die vles. Dis die Logos woord. Dis die Logos. My gedagtes, my begeerte, my woorde gesê, want ek meen dit moet eers 'n gedagte wees. Ek wil vir my so smart vles maak. As hy gemaak is, dis die Logos. So toe kom Johannes en hy wil vir hulle iets oordra van Jesus wat reeds bestaan het voordat hy aarde toe gekom het. Sodat hulle kan verstaan, okay, nee, nou verstaan ons. Nou, Psalm 119, nou ek is besig om liedere te skryf oor elke 8 verse van Psalm 119. Ek dink jy het dit al gesien, as jy het nog nie gesien het nie, asseblief gaan luister gerus daarna. Nou, alles vir ons, dit was Jesus se, hy wys vir ons daar, hoe hy homself verneder het vir die Vader, en hoeveel keer hy gevra het vir insig, hoeveel keer hy gevra het vir wysheid, hoeveel keer hy die Vader gesmeek het, dat hy nie moet struikel nie, dat hy nie moet val nie, hy het op een plek geopper, as ek nie u woord onderhou nie, gaan ek val, maar ek het wel u woord van onderhou, daarom het ek nie geval nie, kon ek voor magtiges gestaan het. Nou, Jesus het al klaar gebid, is eintlik Psalm 119, is eintlik 'n hele gebed wat ons as 'n gebed sal vra, as 'n gesprek wat Jesus teenoor die Vader gehad het, hy het sy totale wese uitgespreek, die moontlikhede, wat kon plaasvind, wanneer hy aarde toe kom, het hy ook voor die Vader uitgespreek, as ek nie die woord hou nie, gaan ek struikel. Maar dan 2 verse sê, ek het die woord gehou, en daarom het ek nie gestruikel nie.
En dis hoe gebed werk. Jy opper begeertes, jy opper jou wil, jy roep uit, jy herken, en as jy deur Psalm 119 lees, dan kry jy leer Jesus ken, en as jy Jesus leer ken, het jy die Vader geken, en jy sien die totale afhanklikheid. Lees jy in Psalm 119 van Jesus, sy totale nederigheid, dan kan ons verstaan wat hy gesê het. Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, want hy het al klaar die Vader gedien in die ewigheid. Nou kom ons gaan een stap verder. Die mens het gesondig. Toe die mens gesondig het die Vader onmiddellik gesê, daar is 'n plan van verlossing vir julle siel. Dan het dit gaan oor om die siel uit die mag van Satan uit te kry. Toe die aardse liggaam nog nie bestaan nie. Toe hulle gesondig het die aardse liggaam nog nie bestaan nie. En siel het 'n wesenlike tasbare, dis hoekom die woord sê, dis vlees en been, dis al hoe ons kan verstaan, vlees en been is iets tasbaar. Goed? So dis menslike woorde om iets geestelik te beskryf. So siel is nie iets deursigtig en ronddobberend nie, nog minder is God, nog minder is Jesus, nog minder is die engele en die hemelse wesens. Hulle is die spooke wat rondflout nie. Goed, dis 'n werklike wêreld. Die vleeslike wêreld het nie bestaan nie, daar was net 'n geestelike wêreld in die begin. Die vleeslike wêreld het bestaan as gevolg van die sonde. Goed, so met die sy van die saak, nou het jy die Here aangeneem. Nou in jou hart moet nou gereinig word, jou hart moet skoonkom, jou hart moet genees word. God wat gees is, kan dit alleenlik doen, want jou hart is so groot soos 'n wêreld. Hy het jou geskep deur sy woord. Kom ons dink vir 'n oomblik daaraan. Okay, ek is nog by Psalm 119, kom ons gaan gou terug. Die oomblik toe die Vader die plan gemaak het, en ons weet, die Vader doen niks, so, dis wat hy later vir Abraham sê, nie voordat hy ook sy raadsbesluite bymekaar het nie. God besluit nie net 'n ding in 'n impulsiewe oomblik nie. So, hy het deur Jesus hierdie besluit gemaak. Hy is natuurlik die initieerder van die besluit. Jesus is natuurlik ten volle met die Vader se wil saamgegaan. Toe het Jesus homself al begin voorberei om op aarde vir 33,5 jaar te leef. Dink vir 'n oomblik daaraan. Dan wil ons dit maklik hê. Dan net Jesus wat nog nooit sonde gehad in die hemele nie, ook nie op aarde nie, maar ons praat nou voordat hy aarde toe gekom het. Sondeloos, net die mens het sonde in sy siel gehad, nie Jesus, nie die woord nie. Die Vader het die mens deur die woord geskape, daarom kan net die woord jou reinig, want jy is deur die woord geskape. Die sonde het die woord in die mens kom vernietig. Die goeie en volmaakte woord. Toe het Jesus homself al klaar voorberei. En Psalm 119 leer vir ons hoe Jesus homself voorberei. Ons wil nie eers Psalm 119 lees nie, want dit is te lank. Dis Jesus se gebed, dis Jesus se lewe, dis geopenbaar wie hy is. Nou net om daardeur te lees aandagtig, gaan klaar vir jou 'n ander perspektief vir jou eie geestelike lewe gee. Want jy gaan iets verstaan van Jesus. Dis hoe Jesus homself voorberei het. So vir 4000 jaar, bykans 4000 jaar, van die sondeval af, totdat hy gekom het, was Jesus in 'n geestelike voorbereiding, en hy het geen sonde gehad nie, sodat hy vir 33,5 jaar op aarde sondeloos kon geleef het. Nou, kom ons kom terug na ons as mense. Ek wil hê dit moet vir 'n oomblik insink. Kom ons speel nog 'n lied. Ek wil hê dit moet vir 'n oomblik insink. Kom ons speel Gees, Siel en Liggaam. Adam was siel in die begin. Hy ontvang die asem van lewe. Eva word uit die rib van hom geskape. Sonde kom in en verwoes die eenheid tussen hulle en God. Hulle word uitgedryf uit God se teenwoordigheid.
gevang in duisternis. God skape vir hulle aardse liggaam, verbind dit aan hulle siel. So kon daar redding kom vir die siel, wat onder die mag van Satan was. Hulle wil uitgedreid uit God se teenwoordigheid. Elkeen moes hel toe gaan tot Jesus kom. Hy gaan in die hel en verlos die regverdiges van die gevangenis. Lei hulle uit na die paradijs. Die siel kan nou weer gered word en verander na God se beeld. Met die asem van lewe wat ons ontvang met ons wedergeboorte, dan word ons gees, siel en liggaam wat onberispelik voor hom moet wees. Redding van die siel deur Jesus Christus, sy offer vir ewig, vry van die sonde wat vervloeking bring. Terug in God se teenwoordigheid as die mens ombekeer. Gees, siel en liggaam onberispelik voor hom vir altyd. Dis nou in liedvorm alles opgesong wat ons tot dusver gesê het. Prys die naam van die Here, is dit nie amazing nie? So Jesus het homself bykans 4000 jaar voorberei. Jesus wat sonder sonde was, soos deur hom gemaak, om 33,5 jaar te kon oorwin. Daarom kon hy 33,5 jaar oorwin het. En selfs toe hy sy aardse liggaam verbind was, omdat hy was afgesny van die hemel, net soos wat die mens van die hemel afgesny was. Maar omdat hy 'n verhouding met die Vader bly behou het, onthou net, dan gaan vir verduidelik, jy kan sê, ja, Jesus was gebore met die Gees en goddelike wees en alles. Alles wonderlik, ek is met jou. Maar, gaan lees Psalm 109, dan kom jy agter. Jesus het die werklikheid van hierdie vleeslike liggaam besef. En hy het besef, hy gaan afgesny wees. Hy het dit besef. En daarom het hy al klaar voor die Vader gesmeek en gepleit en geroep en gealles. Hy het nie die Vader beveel en gesê, jy sal dit doen en jy sal dit doen, en omdat jy nie die mens gemaak het, omdat nee. Ons word gemaak, ons weet eintlik nie eens wat aangaan in die geestelike wêreld nie, in die lewe nie. Terwyl ons nou kom op kwaad raak en opstandig en rebels en al die dinge. Jy kan niks doen in dit wat is nie. Dit is so, Lindy, ek het jou kommentaar gesien, dis 100% so, dankie vir daai kommentaar. Nou wil ons nie, ons is sondige mense. Wat ek wil sê. Adam en Eva het gesondig. En hulle het die Gees van God in hulle gehaat en hulle het gesondig. Hulle was sondeloos. Voor die val was hulle sondeloos. Net Jesus is ook deurdronge met God se Gees van die begin af. Nie net toe hy op aarde was nie, dis net geopenbaar uit wel die Gees van die Here in sy siel. Kom ons oordink gou hierdie saak. Maar die mens het die keuse gemaak om te sondig, terwyl hy sondeloos was. Toe hulle die rokke van vel gekry het, het hulle nog steeds die Gees van die Here in hulle gehad, in hulle siel. En hulle het nog steeds besluit, hulle wil eerder die sonde doen. Dis wat die Here vir Kain gesê het. Jy moet heers. Die mens het die keuse gemaak, hy wil goed en kwaad ken. En daarom moet jy begin heers. En God en Jesus heers nog altyd oor dit wat boos is en kwaad is ensovoorts. Nou kom Jesus aarde toe, soos wat die mens in die begin was. En hy het vir ons kom wys, dit is moontlik om 'n heilige lewe te lei. Dit is moontlik, maar omdat hy weet, die mens is vasgevang in sonde, kan ons nou deur sy genade kans kry en geleentheid kry en herinnering kry om los te kom van hierdie wêreld. OK? Nou wil ons 5 minute bid. Ons is nog deel van die wêreld se plesiere, ek praat nie van jou werk nie.
jou pligte wat jy by die huis moet doen nie. Maar ons wil oorwin, ons wil soos Jesus oorwin, ons wil wonderwerke doen, ons wil ons eiertjie lê, en ons wil ons kritiek, en ons wil ons fout vind met die evangelie. Ons is die toeskouers wat op die paviljoen sit, eenkant, staan. Ons kan nie geestelike dinge beoordeel as ons nie vlees vasgevang is nie. Dis wat die woord ons leer. Die vlees kan nie die gees beoordeel en bedink en verstaan en begryp nie. Praat nie van mense wat begeester raak wat onbybelse dinge sien en ervaar, soos die kommentaar wat ons vroeër gehoor het, wat 'n algemene ding is, jy gaan graf toe en dan styg jou siel uit jou liggaam uit. Dis so onbybels en duiwels, dis nie eens waar nie. Al wat gebeur is jou liggaam doodgaan, is jou siel vry in die geestelike wêreld, of in God se koninkryk of in Satan se koninkryk, om daar vir ewig te wees in duisternis, of in God se koninkryk vir ewig in lig, en heerlikheid en krag en majesteit. So sien jy, daar is nie ongelykheid by God nie. Nou kan ons sê, ja, maar Jesus, maar nou het jy die gees ontvang. God is bereid om deur Jesus, en hy was bereid en hy is nog steeds bereid, die oomblik toe jy jou hart vir die Here gegee het, besef jy, jou siel was op daai oomblik totaal sondeloos. Kom ek vergelyk dit. As ons sê Jesus was sondeloos, ja, hy was die goddelike wese, ensovoorts. Die dag met jou wedergeboorte, was jy presies so gewees. As jy werklik jou hart vir die Here gegee, daai oomblikke, dit kan 'n dag of 3 wees, of 'n week of 2, elke persoon se persoonlike ervaring verskil. Was jy totaal en al sondeloos. Heilig, perfek, volmaak. So jy het jou fair chance in die lewe gekry as wedergeborene. En 'n sondaar, as jy nog nie 'n fair chance gekry het nie, jy kan hom kry. God sê hy wil nie hê een moet verlore gaan nie. Hy wil jou siel red, hy wil jou reinig, hy wil jou skoonmaak. So die argumente wat ons partykeer het, is so ongeldig. As ons die Bybel ken, dan kom ons agter, ons praat agter die wêreld, ons dink soos die wêreld, ons redeneer soos die wêreld, selfs as wedergebore kinders van die Here wat sê, ons ken die waarheid, ons hoor die waarheid, ons luister die waarheid, ons verstaan die waarheid. Goed. Nou, as ons kyk hier op bladsy 10, begin ek te skryf van hierdie 2 nature wat in jou is. Nou, jou siel is 'n geestelike wêreld. Jou hart is so groot soos 'n wêreld. Vir die wat nog nie die getuienis gehoor het, ek gaan dit baie vinnig sê, ek sien die tyd haal my in. Ek en my vrou het een keer by 'n jeugbediening, ons was pas getroud ensovoorts, 'n klomp jong mense by ons gehad, die jeugdiens gehad en die een ouetjie val om en daai jaar het gedink, "Woe, hy het omgeval, die krag van die Here het omgeval." Toe ons weer sien, toe sy dood, sy oë het omgedop, hy het begrys word. Een ou voel, hy sê hierdie ou het nie puls nie en ons begin te bid en ek en Karen ons roep, ons smeek, ons soebat. Ons gaan aan en die volgende oomblik gee die Here hom terug uit die dood uit. En seker vir 2 ure daarna het hy gesukkel om by te kom, die ouetjie. En hy het vir ons getuig, en dis 'n ouetjie, hy was 11 of 12 gewees. Hulle weet niks van hierdie geestelike dinge. Vir daai jaar was ons nog baie onkundig. Sy geweet van hierdie dinge nie. Jy was maar kerk, gepraat die kerk, gedink die kerk, geredeneer die kerk. Toe vertel hy vir ons, hy het sy hart gesien so groot soos 'n wêreld. En hy het vir 'n oomblik 'n ander jong man verag waar hulle geslaap het, want daar was so groot sitkamer gehad, so al die kinders het daar geslaap vir die aand, en hy het langs die ouetjie geslaap, en die ouetjie se ding was nog nie reg volgens hom nie, wat ook al, en hy het die ouetjie in sy hart verag. Met ander woorde, te sien hy sy hart, en in sy hart was daar swart kool, en Satan het reg deur daai swart kool gehad. So dit sê vir ons toe, daai veragting wat hy gehad het as 11 of 12-jarige kind, was volgens God die eerste sonde wat hy ooit gepleeg het. Al het hy dalk baie verkeerde dinge gedoen voor die tyd. Want 'n mens is onskuldig tot op 'n punt. Moenie vir my sê, en ek maak dit nie 'n wet en doktrine nie, ek praat uit 'n persoonlike getuienis, ek kan nie vir jou sê, God sê so, en daar's die vers wat dit sê nie. Maar jou siel is huge. So met die gevolg is, in jou, die dag as jy jou hart vir die Here gee, is hy 'n skoon, suiwer hart. Hy maak jou nuut. Maar wat gebeur dan
ons besluit om weer te sondig na ons wedergeboorte. Is dit nie so nie? So wat sê dit vir ons? Dis wat God vir Noag gesê het. Die gedagtes, die versinsels van die hart van die mens is altyd nie deur boos. En God weet dit, en daarom het hy jou gered, en daarom is sy genade daar, daarom is sy redding daar, want jy het nou hierdie twee nature in jou. God se natuur, wat jou nuut gemaak het, toe besluit jy om na die ou mens weer terug te keer, sekere dele van die ou mens, en jy begin weer uit deure oop te maak. So jy sit met hierdie twee nature, en ons lees in die woord van die Here. In Galasiërs 5 vers 17, al die skrifte is hier op bladsy 10, jy kan dit gerus deurlees, hoe hierdie stryd tussen gees en vlees die heeltyd daar is, 24 ure 'n dag. En dit is jy wat moet daaroor heers. Jy het die hulp van die woord, jy het die hulp van gebed, jy het die hulp van die gees van die Here wat in jou is. So daar is meer hulp vir ons en genade as wat ons ooit kan besef. Maar wat doen ons? Ons misbruik dit. Ons gebruik die genade as 'n verskoning om te bly sonde doen. En verkeerd te doen, en verkeerd op te tree, om God nie te soek nie. Nou ons wil oorwin, terwyl Jesus homself 4000 jaar voorberei het in die hemel om 33,5 jaar te oorwin, wil ons om 'n sulke skietgebeure opsê, om dit so maklik en easy peasy, en dan wil ons huil as ons nie oorwin nie, ons is in toestande, en ek weet nie wat se dinge alles nie. Dis nie God se skuld nie. Jy het oorbegin, jy het besluit jy gaan terug na die kwaad toe. En nog steeds besluit ons om eerder die kwaad te doen. En die boosheid te doen. En die ongeregtigheid te doen. En in dit bly God met jou praat, soos wat hy met Kain gepraat. Stanley, jy moet oorwin. Stanley, jy moet oorwin. Dis jou keuse. Jy weet wat sê my woord. My gees is daar as hulp. Kom praat met my, kom sorteer uit. Maar ons maak nie van die geleentheid gebruik nie, of ons wil net gou vinnig in en uitpop. Dis nou soos die takeaways wat ons so drive-through het. Ons wil net so drive-through het. En inteendeel, dit was net scary gewees. Toe ek en Karen die laaste roadtrip, die ons aan Gauteng was, toe was ons op 'n stadium, ons op 'n manier, een van die dele waar ons jare terug gebly het, toe ry ons in daai pad, of ons ken daai pad om na 'n ander huis toe te gaan. En hier's 'n groot kerk, drive-through prayers. En ons vertel dit vir mense, hulle sê nee, dit is nie ongewoon nie. So dit is net so quick, jy drive gou through, is gou quick, jy moet gebid word, jy dinge moet gesort word, dan gaan jy, want jy het nou nie tyd nie. Jy is dalk op pad, jy is dalk 'n salesman of pad, huis toe, werk toe, wat ook al, of jy is dalk nie op 'n oomblik op die pad, en dinge is te veel, jy gaan gou en hulle bid vir jou, en dan gaan jy. Die Here is nie 'n takeaway nie, die Here is nie 'n fast food business nie. Dit is 'n harde werk. Daar is nie van drive-through prayers en sulke dinge nie. Ons het 'n drive-through mentaliteit in ons binnekamer. So hoe gaan ons ooit kan oorwin? As ons nie God werklik waar soek nie. Dis onmoontlik. Ons kan net op die einde dag vir onsself sê, ons bly in hierdie toestand, omdat ek God nie genoeg soek nie. En partykeer soek ons die Here, maar ons soek hom ook maar so op 'n halfhartige manier, of ons soek hom maar dat die Here maar my punt moet, ek wil die Here oortuig om my punt in te sien. Jy kan die Here jou punt vertel, maar jy moet verstaan wat is God se punt, en moet insien, want hy leef dan net, God is vry, Jesus is vry, die hemel is vry, ons is nie vry nie. So ons moet eerder doen wat hulle sê om vry te wees. Is dit nie so nie? Dit is so maklik. Maar is tog so moeilik. Okay. Ons het in ons eie binnekamer drive-through prayers, in ons eie geestelike lewe. Ek bid net as ek in die kar ry, daai 5 minute. Ek bid net gou vinnig dit, en ek bid net gou vinnig dat. Dan moet die Here my tydelike lewe uitsorteer, hy moet sorg dat my bankrekening vol is, hy moet sorg dat my gesondheid uitgesorteer is, hy moet sorg dat my gemoed uitgesorteer is, want die Here Jesus het my gesterf, en hy moet net alles vir my doen, en ek kan my verlustig in die sonde, God moet net alles doen, hy moet my nog laat goed voel, terwyl ek besig is met dit wat verkeerd is. Ons het daardie mentaliteit, ons kan vanaand totaal eerlik wees. Nou, ek hier van bladsy 11 af, ek bly net so 'n bietjie by die handleiding so hier en daar. Van bladsy 11 af is daar opskrif in die begin. Dit gaan oor hoe alles verander het. Ons het die liedjie gespeel. Hoe alles verander het. Alles het natuurlik by die sondeval begin. En ek wil net iets vir noem, ons volgende les is die sondeval. Nou, die groot sy van die saak is dat daar's baie aspekte wat ek nie in hierdie les
dek nie wat ek in die sondevalles dek, so die sondevalles het ander aspekte ook bo hierdie wat ek hier bespreek. Goed. Carols, nou het ek alles gehoor, ja, drive-through prayer show, dis die Rooms-Katholieke Kerk wat voor die priester jou sonde bely, dan vergewe jou. Nee, daai was glad nie 'n Rooms-Katholieke Kerk, daai drive-through prayers nie, dis ander kerke, en ek het ander kerke gesien wat dit ook doen. Dis eintlik scary. Ons hang die groot klok altyd hier voor die Roomse Kerk. Ek praat van, kom ons vergeet die ander kerke. Kom ons gaan ons binnekamer toe. Hoe is jou verhouding? Het ek nog net 'n drive-through prayer gebedsverhouding met God? Hy skietgebedjies. Goue vinnige bemoediging hier, 'n dagstukkie hier. Ek sê sommer die gebed op in 'n dagstukkie, man, ek ywer hoe my dag moet begin. En God moet net alles uitsorteer. Werk nie so nie. Ek het deel my besef, die erns van sonde is so ancient, sure, it is nice to understand this is well now. Okay, so Prestie, ek sien die tyd stap lekker aan. Ek gaan nie meer baie ophou nie. Die res van die les, as ons nou hier kyk van bladsy 23, gaan praat ek oor wat is die betekenis van die dood. Hoe kinders van God ook verlore kan gaan. Ek het die gelykenis van die maagde en daar's 'n paar ander voorbeelde ook. Jy kan gerus daardeur gaan. Selfs jy is kind van God, kan jou geestelike lewe verloor. Selfs jy as kind van God, kan weer geestelike dood raak. So lees daardeur, sodat jy kan verstaan dat jy geestelik vry kan wees. Dan hier so van bladsy 23 af, praat ek met jou oor, bewaar jou gees. Hoe bewaar jy jou gees? Hoe kan jy dit doen? Slegs deur God te soek en deur die woord uit te oefen en te beoefen en te doen en te aanvaar soos wat dit geteken is. Jy is deur die woord, Adam en Eva is deur die woord gemaak, jou siel is deur die woord gemaak, jou liggaam is deur die woord gemaak, net jou siel kan gered word deur die woord. So as jy nie gemeenskap het met die woord in reinheid en in heiligheid nie in verskonings en in opstand en rebellie nie, in heiligheid en in reinheid. As jy nie verstaan wat dit is om werklik diensknegt te wees nie, gaan lees Psalm 119, spandeer tyd daarin. Jesus het meer as 4000 jaar voorberei om jou siel te red, so ons kan maar net so klein bietjie effort insit, sodat ons gered kan word ook. Wat dink ons gaan ons in die hemel doen? Beslis nie drive-through nie. So scary, dit is presies so. Ons moet so mooi bly bid. Ons moet aanhou volhard in ons gebed. En dan hierby van bladsy 26 beskryf ek net hoe Israel in die vlees nie gered kon word nie, omdat hulle nie die gees van die Here in hulle gehad nie. Hulle het die uiterlike rituele gedoen nie, maar dit kon nie die siel gered het nie. So lees daardeur, sodat jy begrip kan kry van gees, siel en liggaam. Dan hierso by van bladsy 32 af praat ek van skanse en vestings, hierdie geestelike skanse en vestings wat opgewerp word. Dis hierdie gedagtes, hierdie gewoontes, dinge wat ons nie bely nie, dinge wat ons nie uitforceer nie. Raak 'n skans, 'n skeiding tussen ons en God. Dit bou op sodat Satan ons innerlike, ons sielslewe weer kan beheer en kan inneem. En God wil deur sy woord, is die enigste manier, is deur middel van die woord, gebed en verhouding met hom, gemeenskap met hom, laat hierdie skanse afgebreek kan word. En God wil dit doen, maar ons moet hom vrywillig toelaat om dit te doen en natuurlik ook saam met hom werk, tot by die oesdag. Nie 'n dag voor die tyd nie, ons kan nie jip hou 'n dag voor die tyd nie, ons moet aanhou, en dis wat hy skrif sê, tot by die wederkoms. So in beginsel, jou siel is jou. Stanley het 'n geestelike liggaam, dit is Stanley se siel. In Stanley se siel is daar 'n hart en 'n verstand, so ook in joune. Goed, en daai liggaam het 'n wesenlike vorm. As jy in die gees is, kan jy hom vat, jy kan hom voel, jy vat nie deur hom nie. Dit is baie van die mense ervarings. Hulle was in die hemel gewees, toe sien hulle vat hulle deur goed, hulle vat deur blomme. Nee, dit werk nie so nie. As daar blom is, jy vat hom, jy voel hom. Daar's hy, jou hand stop daar, net soos op die aarde. Die heerlikheid is net baie groter en daar's nie vlees en bloed daarin soos op die aarde nie. Dan jou liggaam is hierdie aardse liggaam van vlees en bloed, dis die rokke van vel, hy moet sterf en jou siel gaan by die wederkoms as jy in Christus gesterf het, om verslind. Jou gees is die gees van die Here wat in jou siel is, wat jou gedurig herinner om te lewe volgens sy woord, sodat jou hart totaal gereinig kan word van die kwaad wat binne in jou hart is. Dis hoe groot God se genade is. Hy het nie gemeenskap met die sonde in jou siel nie. Hy oortuig jou die heeltyd van daai verkeerd wat daar is. En ek dink dis dalk die verwarring wat ons het. Want baie het my vrae gevra, hoe kan jy, as God nie gemeenskap het met sonde, hoe kan die gees van die Here in jou bly wat sondig is? En dis die grootheid van God se genade.
Toe Jesus hel toe gegaan het, was die gees van die Here in Jesus se siel, wat saam met hom hel toe gegaan het. In Satan se bose koninkryk. Om wat te doen? Om die Satan te oorwin. Nie om saam met hom gemeenskap te gaan hou nie, om hom te gaan oorwin. So jy die gees van die Here in jou siel, waarin nog steeds sonde ook is, om jou te oortuig van jou sonde. God se gees keer glad nie jou sonde goed nie, inteendeel hy is daar om jou te bly oortuig van dit wat verkeerd is in jou siel, sodat jy in oorwinning kan begin lewe, ongeag die kondisie van jou aardse liggaam. It takes work, we really need to start working in our binnenkamers, pray without ceasing, waak in bid tot die einde gereed te wees. Yes, amen. Jesus het vir Thomas gesê, druk jou vinger in my wond. The more we focus on and work on our binnenkamers, the less we want to be part of the world. Dit is absoluut so. Soos Jesus in sy heiligheid, homself 4000 jaar voorberei het, is ons ver agter. En ons het baie om in te haal. So, ek glo dit maak vir jy sin, die gees van die Here in jou, dis hoe die groot God se genade is. So kom hy sê, moenie die gees uitblus nie. Moenie die wolf in jou kos gee nie. Ons doen dit. Ons almal is skuldig. Maar dis wat Johannes sê, ek skryf hierdie dinge broeders, ek gelees 1 Johannes 1, ek skryf hierdie dinge broeders, dat julle nie moet sondig nie. Maar as julle wel gesondig het, het julle voorspraak by die Vader, deur Jesus Christus, dat die Vader julle sonde sal vergewe, wanneer julle dit bely. 1 Johannes 1 praat daarvan, en dan 1 Johannes 2 vers 1, 2 en 3 beskryf het in presies daardie woorde, so jy kan dit gerus vir jouself gaan lees. So as ons sondes nie bely nie, is dit hierdie skans wat opgebou word geestelik, waar die gees van die Here in ons lewe uitblus, en hoe meer ons osself verhard teen die oortuiging van God se gees in ons, hoe stiller raak die stem, dis wat dit beteken, dit word uitgeblus, want nou wil ons lewe na die begeertes van ons vlees. En ek wil jy as kind van die Here aanmoedig, gees die liggaam, verstaan wat is jou siel, verstaan wat is jou liggaam, en God se gees, en sy heerlikheid, en dis wat hy sê, dan sal God jou bewaar, gees, siel en liggaam. Maar jy moet voor God wees, dat hy die werk kan doen. God laat groei, dis ons plig om te plant en nat te maak. As ons nie plant en nat maak nie, kan God nie laat groei nie. God kan nie iets groei waar daar niks is nie. En ons mis ook daai punt. Ja, God laat glad groei. God doen die werk in jou. Maar jy het ook 'n verantwoordelikheid teenoor God, om nie die gees uit te blus nie, om nie die sonde te bly doen nie, om die genade te vat en aan te neem en daarin te lewe, dit te behou, sodat jy gereinig kan word deur die Vader tot by die wederkoms. Nou, ek gaan afsluit met die lied Vlekloos. Dit gaan ook oor spesifiek hierdie vers 1 Tessalonisense 5 vers 23, om ons te herinner om op hierdie pad van verandering te bly, en die God van vrede sal in ons hart wees. Mag julle 'n lieflike aand hê, môreoggend 5:30, bid saam met my 5:10, saam met my vrou 5:30, Bybel lees, lieflike aand verder. Love you, bye! Mag hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee, en met julle almal wees. Ondersoek, behou die goeie, blus nie die gees, wees bly, bid altyd en los die kwaad. En mag hy, die God van die vrede, julle heilig maak, mag julle gees, siel, liggaam by die wederkoms vlekloos wees. Hy wat jou roep is getrou, hy sal het doen, werksaam, plant, maak nat, hy laat groei. En mag hy, die God van die vrede, julle heilig maak, mag julle gees, siel, liggaam by die wederkoms vlekloos wees. Wat julle gehoor, geleer en gesien het, doen het, en die God van vrede sal met jou wees. En mag hy, die God van die vrede, julle heilig maak, mag julle gees, siel, liggaam by die wederkoms vlekloos wees. En mag hy, die God van die vrede, julle heilig maak, mag julle gees, siel, liggaam by die wederkoms vlekloos wees.